Goeiedag sê weer eens, liewe kykers, hier op nog 'n episode van Encounters met Desmond Barry. As julle laasweek gemis het, dan het julle groot uitgemis, family. Ons het hierso vir Pastor Michelle Barry. Sy is hierdie keer in die hot seat. Vir julle wat nie weet nie, ek was al op Kruiskyk, hierdie platform gedeel met Pastor Desmond Barry, waar ek vir hom geïnterview het. En ek is nou weer terug en ek interview sy beautiful wife hierdie keer. So, ons gaan weer, soos ons laas gedoen het, dit gaan 'n 4-part series wees. Die titel van ons 4-part series is Wifing, Mothering and Pastoring. Ons gaan kyk, hoe word dit gedoen? Al wat ons kykers altyd sien is the finished product. Van as hulle op die kansel is, op die preekstoel, soos ons dan nou wil sê, dan is daai mos nou die finished product. Maar ons wil weet, wat gaan agter daai geslote deure aan? As julle nie weet nie, ek is een van daai interviewers wat diep krap. Net nie tot dit bloei nie, maar ek krap diep because I want it raw, I want it real, and I want it radical. Michelle Barry, are you ready for tonight? Dag sê Jalwinne en weer eens baie dankie. Ek is reg. Ek dink ek is reg. Die vorige keer moes ek gou bietjie let op hoe ek het gaan sê, maar toe ontdek ek nee, ek dink na 20 jaar kan ons nou nog kwaad raak by die huis, ons is so groot geraak. Ja, ons het nou al die stage gepas, liewe kykers, ja. En so vir julle wat uitgemis het laas week, het ons eerste 2 vrae aan Pastor Michelle was gewees, I'm just gonna recap the questions, was gewees, how was it 20 years back getting married to a pastor and starting a church all at the same time. Want hulle het getrou en 'n nuwe bediening begin, soms so in dieselfde tyd. Want ons kerk is 20 jaar oud en hulle is 20 jaar in die huwelik. So ek wil weet, hoe was dit daai tyd om 'n nuwe married couple te wees en ook 'n kerk te begin? So that was our first question. Ons volgende vraag aan haar was gewees, did you feel ready for it all at that time? En so as julle daai misgeloop het, wil ek net sê, julle kan op YouTube gaan en dan kan julle laasweek se datumpie daar insit by Encounters met Desmond Barry en dan sal julle daai episode daar kry, want julle, dit was goed. Dit was goed. Now, enough of last week. Here we are, new week, 'n nuwe set of questions. So, ja, kykers, ons gaan sommer wegspring met die vrae vir Pastor Michelle. So sy gesê het, sy's ready. So now we are going to find out just how ready she is. So, ons eerste vraagie vir vanaand is, what was it like bringing your first child into the mix? As ek sê into the mix, liewe kyker, dan praat ek van die nuwe huwelik, die nuwe bediening en nou 'n nuwe baba. Ja, Jalwinne, daar is 'n vraag en 'n half. Want by dit gesê, soos ons reg weet, ek getroud as ek 21, yes, op 23, en toe vind ek uit, okay, ons eerste baba is op pad. Okay. So 'n bietjie baie exciting, en van nou gaan ek Desmond se aandag kry. Ja. So ek wil net vir die kykers sê, op daardie stadium gaan dit net oor Desmond. Ja, ek sê hulle gou. Ja, net gegaan oor my man. Ja. So, ek gaan nou 'n bietjie baie van sy aandag kry, want ons weet mos wat gaan gepaard met swangerskap. Yes. It's all about you. It's all about you. Dit is wat ek gedink het. Maar dan weer eens gesê, met 'n man soos Desmond wat sy hart, I think for that part I love him. Because his heart is so in the work of God. Yes. So, met die gevolg, is dit toe nie soos wat ek gedink het. So, en dan weet jy mos, ons is jong, en jy soek baie aandag, so jy sit aan. So daar is nie eens 'n kramp of 'n pyn nie, maar jy ondervind jou elke tweede uur, dan voel jy nou hier's 'n kramp en daar is 'n pyn en Desmond sal net sê, is jy alright? En
So dan sê ek vir myself, here we go again. Here we go again. So, ek het dus swanger geword met my eerste dogter, sy is 19 jaar oud. So, ook 'n pragtige mens. Yes. En, ja, soos ek sê, dit het nog nie gegaan, soos wat ek nou gedink het. Ja. So, hier is ek swanger, ons het die gemeente, ons is seker maar nou 2,5 jaar getroud. En, het het beter gegaan? Nee. So ek dink, toe begin ons weer van vooraf te beklei. Oh, okay. Van ek beklei nou weer vir aandag. Ja. En, mooi. van ek soek aandag. Nou, wanneer gaan het dan oor my? Ja. En, Teniel is so gebore, maar kan ek gou vir die kykers vertel? Okay, die pyne kom nou. So nee, hy was 'n present pa, so ek moet sê, hy was altyd daar. Maar nou, hulle is present op hulle way. Ja. Verstaan. Nou nie altyd soos ons het wil Ons het wil hê nie. Ja. En, soos ons raak mos enige tyd emosioneel vir enige ou dingetjie. Nou, as daar nou een ding is van 'n man, die gou sy agterkom met 'n vrou is te emosioneel. Hulle klap toe, so skulpe. Ja. Maar okay, Daniel is nou gebore en ons is die dag in die hospitaal. En ons weet mos pyn is mos 'n ander ding. Pyn is 'n ons ander vrouens wat nou al geboorte gegee het. So nou lê ek op die bed. So die eerste keer nou kom Desmond en nou vryf hy my rug. En die tweede keer, nou kan ek nie praat nie, nou wys ek vir hom. En Desmond is net so, nee, sy kom roep net vir my, ek moet jou rug smeer, he. En die oomblik voel ek, oh my word, ek is op die kraamsaal, op die kraamsaal, op die bed, en ek voel, maar as die gemeente jou nou roep, dan gaan jy nou, klop jy. Ek is in 'n ander space, maar ek is al weer by die gemeente te doen. Dit wys net hoe ek met daai ding geloop het van, generera, ek trou met jou, maar ek trou met 'n hele klomp bagasie. Ja. Ons praat nie nou meer so nie, ons praat nou oor 20 jaar gelede se gevoel en se gedagtes en so. En onmiddellik, ek dink by myself, maar suster dinge is nou net gebel het. Ja. Dan gaan jy nie vir suster dinge so sê nie, maar nou kan ek nie skel van die pyn. Maar glo my vry, nee, toe ons by die huis gekom het, toe moet hy weet, toe moet hy hoor, toe moet hy dit hoor. So dit was, jessie, kom, ja, plain en simpel, dit was net 'n moeilikheid. Dit was moeilikheid, kom ek sê, dit was moeilikheid. Vir diegene van wie dit baie goed gegaan het en gemaklik gegaan het, well done. Maar, nie vir my nie, eerlikwaar. Ja, sjoe, ek is amper nie verbaas nie, liewe kykers, because as julle laasweek gekyk het ons gestop by die feit dat Pastor Michelle moes letterlik compete saam met die kerk vir haar man se aandag. And so that is why the question came to my heart, dat hoe het dit gegaan toe die eerste kind dat nou gebore was. And I must say that I am not surprised, because yet again, I know Pastor Desmond Barry, as our pastor and our leader, en soos hy daar is, weet ek dat net so passionate soos wat hy oor die Godse mense is hy passionate oor sy familie natuurlik ook, maar ek kan glo, onthou daai tyd toe sit nou die kerk moet, die kerk dit, you know, en so hy moes back and forth. Ek kan dink hoe moeilik het vir homself was, because now he's got a wife and here's a new baby on the way, en so die kerk het hom nodig, sy vrou het hom nodig, when the baby comes, dan gaan die kind hom natuurlik ook nodig het. So dit was seker vir hom ook maar 'n baie moeilike tyd om homself te moes deel, you know, vir elkeen om 'n stuk van hom te kry. And so I can just imagine how it was for you. Maar ek kry stil lag as ek dink aan hierdie vrou daar op daai kraambed en sy wys vir haar man met die hand, kom vryf my rug en die man vol daai tyd. You're not gonna sit there and just play some orders, girl, nee. But
ek weet hoe dat 'n mens moet pretend in sekere situasies. Liewe kyker, if you can relate with me, dan wil ek sê, ons as vrouens, we are the great pretenders. Because Definitely. in the light of what we go through on a daily, whether you know Christ or not, we live in an earth that is imperfect. Verstaan? So ons gaan deel uitmaak van imperfect situations. Baie verseker. Verstaan? And so sometimes we need to pretend. Yes. In order for us to keep our sanity. Yes. Het ons nodig om in sekere situasies the great pretenders te wees. So in die hospitaal, op die bed wanneer ek kraam, liewe kykers en die julle wat maas is, ons weet mos hoe die pyn voel. Dit voel mos letterlik asof jy jou hele verstand gaan verloor. Definitely. Because you don't even realize where it's paining anymore. All your mind is telling you is that you are in severe pain right now. En so jy's eintlik heeltemal 'n ander mens. And with all the hormones en alles, yes. ek kan myself net indink, liewe kykers, hoe moeilik dit moes gewees het. And yet again, ek haal my hoed vir jou af. Because I would have told him, luister jy oukie, jy sal nou met 'n keuse maak. Because it's not only me now, as ek en ons nuwe baba. But luckily, she's Michelle and I'm Alverna. So ons is twee heeltemal verskillende mense en God het geweet hoe jou pad moet lyk en hoe myne moes lyk. Jy weet, so liewe kykers, daar het julle dit. Ons eerste vraagie aan Michelle Berry, did you feel, what was it like bringing your first child into the mix? And her honest, real, raw and radical answer was, dit was chaoties. If I can put it in a nutshell, as ek het in a nutshell kan opsom, Yes. dan was dit chaoties. Because the church needs to, jy weet, it's by die foundation van 'n kerk, jy weet, dan moet jy all in wees, you know. Ja. Jy kan nie net, halfpad in wees nie, Yes, because if your foundation isn't laid properly, hy gaan nooit staan nie, verstaan? En so iewers moes iets geneglect gewees het. Ja. En dank God vir vandag dat dit jy was wat sy partner was, because God he doesn't fail, he doesn't make mistakes. Yes. He knew that it had to be you, verstaan, want ons normale vroumense, ons sou 'n hele ander tentrum gegooi het. But like you said, so sy gesê dit was chaoties. And that is the thing about this whole 4-part series. Jy weet, ons wil weet van die tye toe dit nie so goed gegaan het nie. Want vir die wêreld daar buite lyk dit mos asof julle gift wrapped is en met 'n bou daarop. Everything is hunky dory. And then you come to realize that you are actually also just people. Yes. Whether you are a pastor's wife, whether you are first lady, whether you are the president of said country, Yes. you're still just a person. Yeah. And so thank you for your honest answers. Ek dink ons baie van ons kykers kan relate, en miskien is daar 'n pastoor se vrou wat daar buite voel dat na 'n sekere aantal jare she's still failing. Ja. Sy het dit nog nie reg gekry nie. And then I want to encourage her with this series that we are doing, because nou kan so 'n vrou daar buite sien dat dit is okay om real te wees en te acknowledge dat dit was nie altyd maklik. And then you get to a point, you grow into a point, where things get easier. Yes. So julle, dis 'n mondvol gesê, ons gaan ons volgende vraagie behartig, voordat ons tyd hierso uithardloop. So, in light of the first question, what was it like bringing your first child into the mix, wil ek vra, did it have an effect on your marriage? On the church and the new baby, I mean, like, did it have an effect, the bringing in of the new baby and, all these newness, did it have an effect on, whether it was positive or negative, did it have an effect on the church and on your marriage? Ja, sal ek sê, Alverna, vir die ene rede, kyk, dit is nou 'n nuwe baba, dit is nuwe aandag wat gesoek word, en so met die gevolg is, soos jy moes nou weet, feit ek moes maar nog al die pad vir Desmond se aandag. Ja. So
En Desmond voel, maar die werk van die Here moet aangaan. En weer voel ek, maar die werk van die Here begin by die huis. Jy weet mos, hoe kan ons baklei en stry en dit ken ons die skrifte beter as die predikers. Yes. So, ek sal tot 'n groot mate sê dit het. En want Desmond het later nie geweet of hy kom en of hy gaan nie. Want sy vrou soek hom en sy vrou voel, jou vrou en jou kind het jou aandag nodig. En die kerk soek hom en dan lyk dit nie, nou begin die kompetisie eers. En met al die positiwiteit wat daar mee gepaard gegaan het, so daar ons het ondersteuning gehad en maar ek sal sê nie baie nie. Ek dink ek het dit ook so verkies, want ek het gevoel, give me space to breathe, because there's always people in my space. You see. So, daar was altyd mense, en ek het net gevoel, gee net vir my space, my man, my man, my man. Verstaan jy? My man, ek soek my man. So, dit het 'n baie groot impak gemaak, sal ek maar sê. En as ek sê, baie op Desmond se lewe, want Desmond het glad nie geweet om dit te hanteer. So, hy het altyd gedink, okay, die manier hoe hy dit hanteer, in sy logiese mind het hy gedink, dit is die regte ding. Maar omdat 'n vrou se demand altyd anders is, was dit baie hoër gewees. En hy het glad nie geweet hoe om dit te hanteer. So, wanneer ek nou die affection gesoek het, dan sal hy liewers 'n tipe van 'n outburst gehad het. Want is amper so, kan jy nie sien wat ek probeer doen nie. Ek is hier. En ek het nie sy hier gesoek net vir hier weesie. Ek het hom gesoek om teenswoordig te wees. So hy sal altyd gevoel het, die feit dat hy betrokke is, of dat hy in die omgewing is, het is genoeg. En so, maar dan het ek ook tot die slotsom gekom, Desmond is ook maar nog baie jonk. So, en ek dink, ek het nie net 'n lewensmaat gesoek nie, ek het ook 'n pa gesoek, sonder dat ek het geweet het. So, en, so dat het die impak nog groter gemaak, verstaan? So, want hy nooit geweet wat ek van hom soek. En, so, dit het 'n groot effek. Het het gehad op die kerk, op die huwelik. Eerstens op die huwelik het het 'n groot effek gehad. Want, so graag as wat ek die baba wou gehad het en gevoel het, dit gaan nou weer 'n bietjie oor my gaan. Het dit nou weer streng op die huwelik gesit, want nou gaan dit oor 'n baba. So dit gaan nie nou weer oor Misiali. So die baba kry aandag. So, en soveel so, dat jy wat die koppel is, julle groei nou verder van mekaar. Want daar is nooit wat tyd van die begin tot het met die baba gekom het, dat julle twee bond het. Verstaan? En so het dit nou net aangegaan. Wow. Liewe kykers, ek hoop julle is all ears, because this is the reality, the real reality of starting a marriage, starting a church, and now also having a new baby. So dit wil gedoen wees. And I can relate with you when you say that when the child come into the mix, ons verbeel ons gou net vir 'n moment dat die kerk nie deel van die pakket was nie. Kom ons sê nou maar, soos ek maar vir die kykers nou sê, kom ons normale mense, you know, dink gou net vir ons in hoe moeilik het in elk geval vir ons was toe ons eerste baba in ons huwelike moes bring, you know, because here you are, jy's klaar nou in 'n nuwe huwelik, here you are now, skielik is jy nou sommer 'n nuwe ouer, you know, and now there's this whole new person that needs your attention, and yet you still competing for your attention for your with your husband. Verstaan? So ek kan myself net indink, and I can relate with you when you say it was hard, you know, because in ons as vrouens we tend to be more mature than men, even though our partners are older than us, die wie sin ouer is. Ons is altyd meer mature in our thinking, dink ek ons as 'n vrou, you know, is baie meer mature in daai sin. And also, we are
kom ons sê dit nou maar soos wat dit is, liewe kykers. We are a very dramatic species. O ja. You know, when it Ek comes dink jy to... moet dit weer sê. Ek gaan dit definitely weer sê, ons is 'n baie dramatiese species. Ons as vrouens, because we like the attention. Verstaan? And especially from your partner. Verstaan? En so nou is dit baie moeilik. You know, because nou speel die tiredness 'n rol. Ja. You know, because die baba moet ook nou homself establish hierso in 'n nuwe wêreld. You know, and this child doesn't know when it's night or day. Ja. You know, ons kinders huil mos en dis heel nag en dis half nag en you know, and so it's a lot of strain. So ek het begrip met you know, with what you went through, because for me even it was challenging, you know. Yes, and yes. I wasn't married at the time, for those of us who weren't married, you know, because some van ons het mos nou maar 'n rowwe lewe gehad, Ja, you know, that ja. is just the reality of it, you know. And then you come along and you are so blessed to have your partner, you know, the moment you get married, Yes. you know, or wanneer jy 'n kind gehad het, Ja. het jy ook, jy was in 'n huwelik, verstaan? Baie van ons het nie daai geleentheid gehad nie, so you were so blessed. En ja, die waar is, ek moet julle familie kykers, ek moet julle alweer los op 'n high note. Want ons tyd het alweer uitgeloop. The time goes so quickly. Ja. Maar liewe kykers, ek wil graag hê dat julle ingeskakel bly vir hierdie series. As julle dink this is raw, this is real and this is radical, it's going to get deeper as we go along. Stay tuned, kykers. Ons sien julle weer, selfde plek, selfde tyd, volgende week donderdag, hier op Encounters met Desmond Barry. As julle vanaand se episode gemis het, dan kan julle ook op YouTube gaan kyk. Ons is daar, so dan kan julle ook net vandag se datum intik daar so by Encounters met Desmond Barry, dan sal julle hierdie episode ook kyk. As ek julle kan raad gee, moenie volgende week en die daaropvolgende week misloop nie, because this is gonna get even hotter, even realer, even more radical and more deeper. So julle kykers, baie dankie vir julle wat vanaand ingeskakel was. Ons hoor graag van julle. Ons selfoonnommertjie gaan op die skerm verskyn. Julle mag julle 'n input gee en sê sommer wat julle dink oor die topics wat ons hier behartig. You know, gee vir ons 'n bietjie raad. Ons nodig ook soms raad. Definitief. So baie dankie aan elke kyker. Baie dankie Michelle. Ons sien jou weer volgende week. Baie dankie. Blessings everyone.